Mike Wallace het 'n moeilike dag gehad in Engeland in die eerste ronde van die 6 nasie. Hulle speel nou tuis, maar die slegte nuus is hulle speel tuis teen Frankryk. Ja. En Frankryk het vir Ierland gewen. So dit raak nie makliker nie. Die skryf Wallace eintlik jammer. Maar nou is dit een keer dat almal moet opdaag en daai paviljoen moet volpak en sê kom ons ondersteun ons span. Ja, ek moet vir jou sê ek stem nogal saam met jou. Ek dink die ondersteuners sal wees eers ons het die geleentheid om vir Frankryk te sien speel en vir die plaaslike ondersteuners is die mooiste ding van hierdie wedstryd dalk maar die Principality Stadion. Dit is 'n moeilike, slegte dag en ook moeilik vir ons om te sien dat daar enigstens 'n kans is. Vir Wallace gebaseer op hulle vorm teen Engeland die vorige week dat hulle 'n kans gaan staan om vir Frankryk te tref. Ek onthou in die November toetse het hulle eintlik baie goed gedoen teen die All Blacks byvoorbeeld. En hulle het hulle lank besig tot diep in die tweede helfte. So as hulle kan sekerlik na so 'n wedstryd ook kyk van November en sê maar as ons vir die All Blacks van Nieu-Seeland so goed kon hanteer het en so kompeterend kan wees, dan kan ons met Frankryk dieselfde doen. Ek dink dit is eintlik 'n piesangskil dalk kan 'n potensiële baie moeilike wedstryd vir Frankryk wees want hulle is so oorweldigend in gunsteling. Dit is baie keer 'n baie moeilike wedstryd om te gaan wen want jy moet nog steeds opdaag. Veral gebaseer op die vorige week se uitslag. As jy vir Ierland so oortuigend eintlik geklop het, dan kan jy met baie selfvertroue en kapok handjie pan not intended in hierdie wedstryd ingaan. Ek dink egter net dat Wallace moet kyk na wedstryde soos Nieu-Seeland, soos Japan wat hulle daai wedstryde gewen het, wat hulle nou op 'n 21 uit 23 wedstryd verloor staan met die 2 gewen teen Japan. Dan moet tog iets positief wees wat jy uit daai oorwinnings kan haal en selfs uit die verlore teen Nieu-Seeland wat jy regtig goed presteer het. Ek weet net nie of die afrigting daar is vir hulle om hulle te oortuig, nie dat julle goed genoeg is op die veld nie, maar geestelik is julle sterk genoeg om teen die beste van die wêreld te presteer, want ek dink die selfvertroue nou by die spelers is net nie daar nie.